Goeienaand vriende, welkom vanaand vir die vasbuiters en dankie dat jy steeds bereid is om saam te kom oefen. Vandag was 'n goeie dag gewees. Ek en Antoinette het so 'n bietjie die dorp sommer net verken en toe vanmiddag saam met julle dominee en haar man net 'n bietjie gekuier. Hulle vertel mos van die ou wat hier met lockdown, sy weet nie wat om te doen nie en toe kuier hy maar bietjie met sy vrou en wat 'n aangename mens is sy nie. Wat 'n aangename domineespaar het julle nie. En dis hulle sommer net so bietjie op 'n ander manier leer ken. So julle twee groot dankie vir vanmiddag. Dit was goed gewees. Goed. Jy reg. Net sommer so 'n bietjie losmaak en net so 'n bietjie rek. Goed. En as jy nou rustig sit en jy het nog ergens so 'n bietjie ongemak in jou lyf, dan skuif jy jouself net so klein bietjie reg. En rustig asemhaal en dan praat ons in stil gebed met die Here. Here, dankie dat ons na 'n besige dag sommer net 'n paar oomblikke kan stil word en in U teenwoordigheid kan sit. Dankie dat U elke oomblik van die dag by ons is. Here, en daarom bid ons dat U ook nou vanaand hier sal wees, dat U ons verstande sal verhelder, dat U ons harte sal rustig maak en dat U self met ons sal praat. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Goed, so 'n stukkie hersiening in die gimnasium van die lewe. Wat het ons gesê Sondagoggend? In hierdie gimnasium gaan jy deur prosesse gaan. Ons het gepraat van geboorteprosesse. En jy gaan die lewe makliker hanteer as jy besef dat hierdie proses nie net een keer gebeur nie, maar dat dit 'n prosesse is wat dwars deur jou lewe gebeur om jou uiteindelik na die groot baarmoeder te vat waar ons eendag volkome by God gaan wees. Sit bietjie die volgende skyfie net aan asseblief. Die teks wat ons gebruik, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Ons is besig in hierdie wêreld deur prosesse. Laat God julle van binne af nuut maak. Wat het ons daar gesê? Dit was Sondag aand en so 'n bietjie van gisterand. Ek moet van binne af nuut gemaak word. Ek moenie so tuis raak in hierdie wêreld dat ek dink dit is al waaroor dit gaan nie. Ernstiger word die ou Jood se huis nog so effens nie klaar gebou nie, as 'n teken van ons ewige huis is op pad eendag.
En dan het ons ook vir mekaar gesê, wanneer ek in hierdie wêreld is, en hier besig is, wees die tier, en nie die lam jakkalsie wat versorg moet word nie. Partykeer verlam ek, en dis alright, dan stuur die Here 'n tier. Maar ander kere stuur hy vir my en vir jou, en ons word die tier. En dan laat hy julle manier, laat hy julle van binne af nuut maak, en laat hy julle manier van dink verander. Wat moet ek maak? Wat het ons gisterand gesê? Wie kan onthou? Maak dood die deksel se spinnekop. Kan jy onthou? Die ou wat heeltyd bid, Here, kry hierdie spinnerakke uit my lewe uit. En dan bid hy weer die volgende keer van die spinnerakke, en dan kom die dominee, dan sê hy, Here, asseblief maak net die spinnekop dood. Doen iets aan hierdie goed wat maak dat ek skeef dink. Doen iets aan hierdie ding wat maak dat ek verkeerd leef. En, Here, dankie vir u groot uitveer, wat toe Jesus aan die kruis gehang het, my sonde weggevee het, dat niemand dit eers kan sien nie. Wanneer ek dit probeer doen, en ek blaai om, dan slaan dit nog deur. Maar wanneer hy dit doen, dan is dit skoon. Goed. Vanaand laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Ek weet nie of jy ook soos ek partykeer moeg word van al die verskriklike negatiewe gesprekke wat daar is nie. Want moan kan ons moan. Ons moan oor die weer, die cricket, die politiek, die kinders. En waaroor moan jy nog? Die petrolprys, baie dankie. En die oomblik as ek moan, en ek praat met jou, dan kry jy 'n groter ding om oor te moan. Weet, en so jaag ons vir mekaar al hoe meer in 'n gat in. Ek lees van 'n ou wat navorsing gedoen het in New York oor die taksies. Erns is die persepsie dat taksies in New York mense verkil. En die ou gaan trek hom toe aan soos 'n ryk toerist wat nie Engels regtig kan praat nie. En hy gaan klim in 'n klomp taksies in om te kyk hoeveel van hulle gaan hom verneek. Nou, sy vriende het almal gesê, ons kan vir jou vooraf sê wat gaan gebeur. Die vreemde, hy sê, net 1 uit 38 taksies het hom nie verneek nie. Hy sê 'n klomp van hulle het vir hom gesê, toe hy sê, vat my, nou weet hy mos nou nie waar is die plek nie, maar is nou net hier om die blok. Dan sê hulle, nee meneer, ons gaan nie vir jou vat nie, jy kan net hier omstap, dis baie naby. Hy sê, maar almal van hulle, behalwe die een wat hom verneek het gesê, meneer, jy moet oppas vir die taxi-ryers hier in New York, want hulle kan jou verneek. Baie van die goed waarmee ons besig is en waaroor ons moan en waaroor ons kla en waar rondom ons gesprekke gaan,
gaan ook oor persepsies, oor 'n manier hoe om te dink. In Spreuke 15 vers 15 staan daar: as iemand altyd swartgallig is die lewe hel. Vir 'n blymoedige gelowige is die lewe een groot fees. Nou, ek wil amper sê hoe die duiwel kry mens dit reg. Hierdie brein wat die Here vir ons gegee het, is 'n ongelooflike instrument. Die slim ouens sê, my gedagtes kan 'n fisiese invloed op my lyf hê. As ek langdurige negatiewe gedagtes het, skei dit een of ander stof af in die brein en dit maak dat ek meer en meer swartgallig raak. As ek egter ander gedagtes in my brein inprop, positiewe gedagtes, dan word 'n ander fisiese stowwe afgeskei wat maak dat my gemoed kan lig. Nou, lekker prakties. Jou lyf en jou kop is aan mekaar verbind. As ek heeldag so loop met 'n lang gesig, hoe gaan ek voel? So. Maar selfs al voel ek sleg en ek doen dit en ek sit 'n grin op my gesig, al voel ek dit nie op daai oomblik so nie, gebeur hier fisiologiese prosesse in jou kop en baie gou begin jy voel, maar ek word tog ligter. Ek is nie besig om vir jou goedie goeders te sê nie. Natuurlik is daar omstandighede waar ek waaragtig sleg voel, waaragtig in 'n gat voel. Jy mag, want jy's 'n mens. Maar partykeer het jy nodig om ook uit daai gat uit te kom. Ek het al vir iemand gesê, as jy so swaarmoedig voel, gee vir jouself toestemming. Vanmiddag tussen 4 en 5, of tussen wat ook al. Dan trek jy die gordyne toe en jy sit swaar musiek aan en jy kry jouself jammer. Maar dan moet jy opstaan en uit dit uitklim. Anders begin dit 'n bose maalkolk word. Ek onthou, toe ons dogter oorlede is, geen mens voel dan goed nie. Maar ernstiger word jy ook so, kan ek maar sê, so dik vir jouself, dat jy nie so kan bly voel nie. Ek onthou die eerste keer toe ek na sy weg is, gaan klas gee het ek teruggekom en vir my vrou gesê, weet jy, dit was so lekker om net iets normaals te kan doen. Neem jou lewe terug en sit hierdie ding op jou gesig. Filippense praat ook daarvan. Jy kan hom vir ons opsit, Filippense 4 vers, van vers 4 af.
Ek lees hom weer uit die boodskapvertaling, omdat die ander een so bekend is. En wanneer jy 'n ding baie keer so bekend lees, dan hoor jy hom nie meer nie. Van vers 4 af, julle hart behoort oor te loop van blydskap, omdat julle aan die Here behoort. Ek sê weer, julle moet baie bly wees. Moenie vergeet om almal mooi te behandel nie. Die Here kom ons binnekort terug. Moenie oor dinge sit en top of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat en dat hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlei nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop, of dat jy jou weer van vooraf begin bekommer. Weet julle waaraan julle moet dink, in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saak maak, dinge wat oordentlik en reg is, dinge waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou, dinge wat God sal sê goed is. Julle moenie julle tyd mors om allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Ek stel mos vir julle 'n goeie voorbeeld. Wat sê Paulus? Sondag aand het ons gesê, hou op worry. Sê dit vir die Here. Dis wat Paulus sê. Hou op om jou kop vol te prop met allerhande negatiewe goed. Wat moet jy doen? Die 2020 en die 1983 vertaling sê, verder broers en susters, alles wat waar is en reg is en rein is en mooi is en prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar mag wees, daarop moet jy jou gedagtes rig. Hoe doen ek dit? Die slim ouens het ontdek wat Paulus 2000 jaar gelede gesê het. Hoe stop ek hierdie goed wat ek in my kop inprop? Prakties, hoe ek dit doen? Die eerste ding wat ek doen, ek kry vir my 'n woord om dit te stop. So ek sê vir myself, nee, of stop, of hou op. Jy kry vir jouself vooraf, voor die goed nog kom, 'n praktiese woord. En dan, die tweede ding wat jy doen, wat nuwe bane vinniger laat vorm in jou brein, jy assosieer hierdie negatiewe gedagte, hierdie mounery met 'n pyn. So wat ek doen, partykeer het ek 'n rekkie om my, dan sê ek vir myself, nee, skiet, dit gee 'n bietjie pyn, dit assosieer pyn, en ek sit die positiewe een waarvan Paulus praat. As ek nie 'n rek het nie, wat doen ek? Ek sê nee, en nuwe gedagte. Al glo jy nie die nuwe gedagte nie. Want partykeer wil ek nie. Partykeer as ek lus
om hieronder te wees. Maar wanneer ek my gedagtes vul, met alles wat mooi is en waar is en edel is en reg is en rein is en prysenswaardig is, dan begin daar nuwe goed in my kop vorm. Dit kos oefening. Dit kom nie net van self nie. Ek moet dit insit, totdat ek 'n gemaklike manier kry om te dink. Kom ek gebruik 'n ander beeld. Wanneer laas het jy agteruit van die dak af moes klim met 'n leer wat net bietjie te kort is? Hulle sê as jy bo 60 is, moet jy dit nie doen nie. Maar goed, wanneer het jy dit laas gedoen? Jy moet klim en kyk en voel tot jy hom het. Daai oomblik van oorgee tot by die leer het amper iets te doen met die manier hoe ek my lewe oorgee aan die Here. Daar's 'n stukkie waag. Ek self kan dit nie doen nie. Wat sê ons teks? Romeine 12 vers 2. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Jy kan klap, jy kan skiet, jy kan goed insit, maar uiteindelik laat God toe om dit vir jou te doen. Die Zamazamas, julle weet van wie ek praat, die myners wat onwettig in die land is en in die myne afgaan en daar stukkies goud probeer kry, is baie keer 'n simbool van ons eie geestelike lewens. Ons is bereid om terwille van 'n bietjie genot, 'n bietjie goud, 'n bietjie goetertjies in die myn te wil afklim. Terwille van wat? As ek egter dit kan regkry om hierdie ding te doen, oor te gee, dan word hierdie leer wat hier onder my is, nie die leer wat afgaan grond toe nie, maar die leer wat vir my met God verbind. Daarom, broers, susters, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Hou op, oefen dit om goeters, negatiewe gesprekke, goeters in jou kop in te prop. As jy nie die een is wat by die braaivleisvuur of in die teegesprekke of waar julle ook al is, sê ag nee, magties man, dis daarom nou nie so erg nie. Wat hiervan? Gaan dit nie, en jy kry dit nie reg nie, en jy word afgetrek, dan staat jy op, en jy loop eerder weg. Hoe dink mense nuut? Kom ek vertel 'n storie, en daarmee gaan ek klaarmaak. Op 'n dag is daar 'n gemeente, ernstig, dit is 'n storie hier uit Engeland uit, so erns op die Engelse kus, is daar 'n klein kerkie. Die kerkie het al hoe ouer geword, die mense het begin doodgaan,
begin weggaan. Uiteindelik het daar 3 ou tannies agtergebly, almal redelik entjie bo 80. En hulle het nou gesê, okay, dalk moet, as die laaste een nou hier weggaan, dan, of as die laaste ene oorbly na die ander 2 dood is, dan moet jy nou maar toesluit en dan is dit nou maar klaar. En toe sê hulle, nee. Ons glo, die Here het vir ons kerk 'n doel, 'n plan. Nou wat kan ons 3 ou tannies doen? En hulle het bietjie rondgekyk, en hulle het bietjie na hulle omgewing begin kyk, en hulle het agtergekom, hier in ons omgewing is die see, want ons is hier op die kus, en hier's 'n klomp branderplankryers, wat elke Sondag, ten minste, is hulle hier, en dan kom ry hulle die golwe. Dis 'n ware verhaal hierdie hoor. En hulle sê toe goed, wat kan ons doen? En hulle besef, okay, ons kan koffie maak, en ons kan seker vir die Engelse tee. Ons kan tee maak. En hulle begin om tee te maak vir die branderplankryers. En hulle sit 'n eetdingetjie by, en mense begin vra, wat doen julle? Hulle sê nee, wel, ons is Christene en ons maak tee. En daar begin 'n band tussen die 3 vroue en die branderplankryers kom. En daar kom nog branderplankryers, en van die gemeenskap kom en sê, wat doen julle? En hulle sê, ons maak tee, kan jy tee maak? En dan bring hulle in. En uiteindelik is daar 'n gemeentekie, nee, 'n gemeente, wat floreer, wat hulle eie dominee beroep. Die een ding wat hulle van hulle dominee verwag het, wanneer 'n branderplankryer doodgaan, dan moet daai dominee op 'n branderplank klim en die diens in die see gaan hou. Maar dis wat hulle gedoen het. Koppe het geswaai. Het gesê, dis God wat 'n plan met ons het. God wat ons nuut wil gebruik. Hulle het nie 'n idee gehad hoe God hulle sou gebruik nie. En uiteindelik 'n vibrant, lewende gemeente van 3 ou vrouens wat gesê het, wat wil die Here met ons doen? Hou op moan. Sit nuwe goed in jou kop. Lewe nuut. Lewe met 'n grin op jou gesig. Want uiteindelik glo ek met my hart, die Here wil hê sy kinders moet gelukkig kan lewe. Kom ons wees die verskil. Amen. Hemelse Vader, help vir ons, wanneer ons partykeer lekker in 'n gat is, om nie te dink. Help vir ons om onsself aan U oor te gee. Kry vir ons uit die doolhowe van die myn, waarin ons partykeer onsself bevind. Here, en help vir ons, dat ons nuut sal dink, ons koppe skoon sal kry, en dat ons deel sal wees van die verskil hier in hierdie wonderlike land wat U vir ons gegee het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.